Goeiemôre vriende, hierso op die nuwe week wat voor ons uitgestrek lê. Dit is inderdaad Maandag 2 Februarie 2026. Mag jy sommer net die liefde en die genade van die Here op 'n wonderlike manier ook vir hierdie week belewe, né? Kom ons maak dit oor toe. Here, ons wil graag met ons geloofsbelijdenis vandag begin deur vir u te sê, ons glo in u as die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, die eniggebore seun, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Vader, ons glo in die Heilige Gees, God die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van die vlees, die vergifnis van sondes en in die ewige lewe. Dankie Here dat ons hierdie geloofsbelijdenis as 'n gebed kan opsê om te sê ons vertrou op U as ons almagtige God en Vader, U as die enige God. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, sodat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, as ons nou in 1 Tessalonisense, soos julle nou al reeds weet, ons sien die brief is so geskrywe so 50 na Christus. Ons sien dat Thessalonika was die hoofstad op daardie stadium, liewe vriende, van die Romeinse provinsie Macedonië. Hy was ook die grootste stad gewees. Hulle sê ook dat die belangrikste Romeinse hoofweg tussen Rome en die ooste, wat ook genoem word Via Egnatia, het deur die stad geloop. So Thessalonika was 'n bedrywige handelsstad gewees, een van die floreerendste handelssentrums gewees, 100.000 mense gewees, oorgrote meerderheid was inwoners gewees, was Grieke gewees, en daarna gevolg by die Romeine en 'n paar Jode, ons sien die brief is geskryf deur Apostel Paulus en deur Silas en deur Timoteus. Ons sien verder as ons daarna kyk, Paulus is waarskynlik in Rome as hy omskrywe. En ons sien op daai stadium, vriende, die situasie was dat hierdie mense in Thessalonika het groot vervolging belewe, Hulle het afgode verlaat om die lewende God te aanbid. En wat het gebeur, liewe vriende? Hulle is vervolg omdat hulle gesê het, Jesus is die Here. En dit het direk gebots met wat die ouens daar gesê het, Caesar is Lord. Hulle het gesê, Caesar is nie Lord nie. Hy sê te gewoon nou, Jesus is Lord. Jesus is die Here. Jesus is die hoof, as ons dit sommer verder in Bybelse taal kan omskrywe, Dan sien ons verder, liewe vriende, daar spreek 'n hele paar ander goeders aan wat ons inderdaad nou later bietjie sal by stil staan. Nou, hierdie is 'n absolute tipiese brief, vriende. Dit is so mooi om te sien hoe Paulus dit skryf, jy kan nie twyfel dat dit 'n brief is nie. Hy sê hierso, begin hierso, ons het dit gelees al eergister, waar hy sê, julle weet tog, dis nou hoofstuk 2, 1 Tessalonisense 2, julle weet tog self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting, So, vriende, al reeds daai tyd, ons het dit vir mekaar Saterdag ook gesê, dis nie ligte musiek om 'n kind van die Here te wees nie. Ons word baie plekke vervolg, geweldig baie plekke vervolg. Ons sien dit oral, ek hoef nie dit vir julle te sê nie, En dan sê hy hierso, en ek skiep dit om 'n bietjie om ons adres, want hy sê, ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. En dan sê hy die volgende, hy sê, met vleitaal het ons nooit ons opgehou nie, soos julle trouwens weet, hebsug was nooit ons verborge motief nie, daarvan is God ons getuig. Dit is 'n brief, hy skrywe vir die mense, om een, liewe vriende, as hy hou hy verskriklik baie van hulle, waar hy gesê het, ons bring, sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering, die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde, en die volharding van julle hoop op die Here Jesus Christus. So, hy kyk eintlik met verwondering na hierdie klompie mense, en dan kom sê hy maar net,
Hulle het self die evangelie ook aan hierdie ouens in Thessalonika verkondig, en hy sê hy hou met nie vleitaal op nie, hy het felle kritiek het hy ervaar, hy sê dit het nie vir hom gegaan om eer nie, vers 6, hy sê al kon ons as apostels van Christus allerlei eise aan julle gestel het, ons was liefdevol, ons sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroos. Is dit nie mooi taal wat hy gebruik met hulle nie, né? So geheg is ons aan julle, sê hy vir hierdie mense hierso in Thessalonika. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Ja, dit is mooi taal wat Paulus praat oor 'n gemeente, né? Hy sê, julle is eintlik 'n besonderse klomp mense by mekaar. Ek sou my lewe vir julle gegee het, omdat ek julle hier lief kry het. Dit is amper vir my soos in ons gemeente, vriende. Ek is nou baie jare hier so by julle, en mense kan nie anders om lief te wees vir mense in so 'n ongelooflike geloofsgemeenskap nie, né? Wat Paulus ook hierso sê. En dan vers 9, julle onthou immers nog, broers, hoe ons gesoeg en gesweet het, dag en nag het ons gewerk om vir enige een van julle nie 'n las te wees, terwyl ons die evangelie vir God aan julle verkondig het. En so hulle was definitief tentmakers gewees, hulle het hulle eie besigheid gedoen, en dan het hulle ook die evangelie basies verniet verkondig, né? Dit is wat hy basies so sê. En dan sê hy, julle en ook Gods getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Paulus het gesê, julle kon na ons voorbeeld kyk, hy sê dit op 'n ander plek ook, hy sê, kyk na ons voorbeeld, ons het regtig geprobeer om reg, suiwer en onberispelik op te tree. En dan vers 11, net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het, soos sy pa, sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Is dit nie pragtig nie? Dit is pragtige taal, né? Soos 'n pa sy kinders. Paulus wat hierdie absolute ikoon is, hierdie apostel van formaat is, hulle vriende, wat die ontmoeting met God self gehad het, God die enige, want Jesus sê dan, wie vervolg jy Paulus op die pad van Damaskus? En dan kom sê hy vir hulle, weet julle, ek voel soos 'n pa teenoor sy kinders, kom sê hy, né? Elkeen wil ek bemoedig en aanspoor, en wil julle dit op die hart druk om tot eer van God te lewe. Nou, hierdie ou wat skryf vir hierdie mense wat eers heidene was, wat tot bekering gekom het binne in 'n heidense situasie, om vir hulle te sê, ek wil julle bemoedig en aanspoor om tot eer van God te lewe. Nou, vriende, dis kom ek altyd vir julle sê, hoe luister julle, wat hoor julle hierso? Wat ek hoor, wat Paulus vir ons kom sê, en wat God vir Paulus gebruik en deur sy gees vir ons in die jaar 2026 kom sê is, ek wil julle bemoedig en julle aanspoor en dit op julle hart druk om tot eer van God te lewe. Dit is die boodskap wat ek hierso uitkry, 'n paar ander ook, maar dis die boodskap wat ek uitkry. Hoor die Heilige Gees se stem as hy hierdie skrifgedeelte vanoggend gebruik, en hy vir jou kom, en hy met jou kom praat en vir jou kom sê, ek wil julle bemoedig en ek wil julle dit aanspoor en ek wil julle dit op die hart druk om tot eer van God te lewe. Daar waar jy is in jou werksplek, daar waar jy is in jou maatskappy, daar waar jy is in jou vriendekring, in jou familiekring, daar waar jy is in jou gesin tussen man en vrou, dat jy so sal optree, so sal lewe, dat dit tot eer van die Here sal wees, né? So ek wil vir julle vra om te gaan kyk, wat beteken dit, en dit is mos nou lekker prakties, wat beteken dit om tot eer van die Here te lewe, né? Wat beteken dit om tot eer van die Here te werk, waar jy jou ook al nou wil bevind? En vriende, doen dit prakties. Hoe praat jy met jou vrou? Praat jy met jou vrou tot eer van die Here? Praat jy met jou man tot eer van die Here? Of doen ons nie, né? Hoe praat jy as kind met jou ma? Hoe praat jy as kind met jou pa? Is dit tot eer van die Here? Hoe jy praat met pappa en mamma, né? Hoe praat jy met jou kind? Hoe praat jy met jou ma en pa? Hoe praat jy met oupa en ouma? Hoe praat jy met jou werkgewer? Hoe praat jy met jou vriende? Is dit alles tot eer van God? Dis wat ek by Paulus vandag hoor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.